Ons luister na die woord van die Here vanoggend vanuit Openbaring hoofstuk 21, daarvan af vers 9 en dan tot en met Openbaring 22 vers 5. Maar voordat ons gaan saam luister aan die woord van die Here, verenig ons eers saam in gebed. Almagtige, ewige, drie-enige God, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons buig laag voor U troon van genade. Ons bring aan U lof en eer, dank en aanbidding. Ons buig in ootmoed, in diepe afhanklikheid. U is en sal altyd wees die groot, almagtige, ewige God, drie-enig. En ons is maar klein, swak, nietige sondaar mense. En uit onsself is daar niks wat ons kan aanbied, niks kan gee, niks kan doen, niks kan betaal om iets van U genade te verdien. Maar is U wat na ons toe kom. U wat ons kom aanraak, U wat ons kom ruk uit in die mag van sonde en dood, deur Jesus Christus wat in ons plek ons straf gedra en die prys ten volle betaal het. En nou weet ons, met sekerheid kan ons weet, dat ons onkeerbaar op pad is na die ewige, hemelse heerlikheid, die hiernamaals. Want dit is U einddoel met elkeen van ons, met U kinders. U lei vir ons deur hierdie lewe. Ons is pelgrims op pad na 'n ewige tuiste. En niks of niemand, so het U beloof, sal ons en kan ons uit U hand ruk of van U liefde skei nie. Nie eens die dood nie. Want ons behoort aan U. Ons is U eiendom. Dis ons gebed, dat U in hierdie oomblikke dit in ons hart en gemoed sal stilmaak. Daar is so baie dinge in hierdie wêreld, wat op hierdie oomblik ons gedagtes kan volmaak. Kan wegneem van U woord en dit wat U sê, so baie steurnis en geruis. Ons vra dat U dit sal stilmaak in ons. Verlig ons verstand en open ons hart, dat ons sal hoor. So spreek die Here. Spreek, Here. Ons, U kinders, ons wil luister. Ons is angstig om te luister. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Openbaring 21 vers 9, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg, en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad. En sy lig was soos 'n baie kosbare steen,
soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die 12 poorte 12 engele, en die name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad. En daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur te meet. En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 el, volgens 'n mensemaat wat die maat van die engel is. En die boustof van sy muur was jaspis. En die stad was suiwer goud, so suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde kalsedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de chrysopraas, die 11de hyasint, die 12de ametis. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. Die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van nasies daarin bring, en daarin sal nie inkom iets wat verontreinig of gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. En hy het my getoon 'n suiwere vuur van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. In die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. Geliefdes, tot sover ons skriflesing salig. Dit is werklik gelukkig is ons wanneer ons die woord van die Here hoor, die woord in die hart bewaar en daarna streef om gehoorsaam, gelowig en getrou ook volgens die woord van die Here te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is u eerste reaksie wanneer u hierdie woorde, hierdie gedeelte wat ons nou gehoor het, hoor? Is u ook vervul met totale verwondering, as ware verbuistering? Want 'n mens wil amper, wanneer 'n mens dit hoor en met jou geestesoog probeer voorstel, wil 'n mens amper uitroep, ongelooflik, wonderbaarlik, asemrowend. En hoor nou, elke kind van God is onkeerbaar
op pad daarheen. Elke kind van God sal eenmaal dit wat hier met woorde probeer beskryf word, met die eie oë sien, daarin deel, dit beleef, ten volle en volmaak daar wees. Het jy al vir jouself hierdie prentjie probeer voorstel? Die mure van die stad, gebou met jaspis of in ons taal opaal. Die stad self met suiwer goud, die suiwerste goud. Die fondamente van die stad skitterende edelgesteentes. Elkeen van die poorte een groot berg. Die strate suiwer goud, soos deurskynende glas. Wat hier beskryf word is soveel meer, soveel groter as wat ons met ons beperkte woordeskat kan probeer beskryf. Ons moet aanvaar en weet dat dit nie presies dit is soos dit hier beskryf word nie. Dit is 'n poging om die grootsheid van dit wat Johannes hier sien, probeer hy in woorde wat vir hom bekend is, beskryf. Dit is soveel groter as dit. Ons woorde kan nie regtig reglaat geskied aan die volmaaktheid en die heerlikheid en die heiligheid en die skoonheid van die hiernamaals nie. Dit gaan 'n mens se verstand totaal en al te bowe. Ons kan dit nie omvat nie. Dit is totaal en al onbegryplik, onverklaarbaar. Al wat ons kan doen is om in stille verwondering dit in te neem en daaraan te dink. Jy weet die wetenskap en die wonder en die grootsheid hiervan bevestig. Daar word onderskeid gemaak tussen edelgesteentes wat of isotropies of anisotropies is. En dit beteken dat wanneer lig in sy suiwerste vorm deur van hierdie edelgesteentes geskyn word, deur die dun laag daarvan, dan gebeur daar een van twee dinge. Isotropiese edelstene verloor alle kleur en is slegs swart of grys. Anisotropiese edelgesteentes vertoon 'n reënboog van kleur in die allermooiste en mees indrukwekkende verskeidenheid van patrone en vorms. Nou is die interessante en die wonderbaarlike juis dit, dat elkeen van die 12 edelgesteentes waarvan hier genoem word, waarvan die fondamente elkeen gemaak is of waaruit hulle bestaan, elkeen van hierdie edelgesteentes is anisotropiese edelstene. Dit gaan 'n mens se verstand te bowe. Ons kan die skoonheid en wonder hiervan werklik nie onder woorde bring nie. Met ander woorde, wanneer lig in sy suiwerste vorm daardeur skyn, is dit 'n reënboog van kleur. God is lig. Die suiwerste lig. Kan jy jouself dit voorstel? Die groot wonder is dat elke kind van God reeds op pad is na hierdie heerlikheid, onkeerbaar. En dis God se einddoel met elkeen van sy kinders. Hy's besig om elkeen van ons, sy kinders, te lei deur hierdie wêreld hierheen. Die drie-enige God lei ons op die weg van saligheid. Hy stap hierdie pad deur hierdie lewe met ons. Want hy het reeds in die ewigheid besluit om vir hom vanuit die ganse menslike geslag mense te kies, uit te kies, kinders wat aan hom behoort, wat eenmaal saam met hom in hierdie volmaaktheid sal leef. Hy het hulle by die naam geroep. Hy het gesê, jy is myne.
Deur die werking van sy Gees het hy in hulle harte gewerk en sy kinders almal volkome nuut gemaak. Die hart van klip verander in 'n hart van vlees. Jesegiel 36:26. Hy die hart van klip en die vlees weggeneem, dit 'n hart van vlees gemaak. Dit is natuurlik die wedergeboorte. Dan skenk aan elkeen van sy kinders geloof wat steeds toeneem en groei tot by die punt waar bekering, wat die afsterwe van die ou mens, die opstanding van die nuwe mens, wanneer dit werklikheid word. Deur die Here Jesus Christus het God die Vader die mens volkome regverdig verklaar. Hy het ons vrygespreek. Die straf op die sonde is gedra, aan God se geregtigheid is volmaak en volkome voldoen deur die Here Jesus se kruisdood op Golgotha. En nou kan die kind van God mos nie anders as om heilig te probeer leef. Met ander woorde, afgesonder, anders, gans anders as die wêreld. Nou wil ons, sy kinders, hoe langer hoe meer, soos die katekismes sê, nie net na sommige nie, maar na al die gebooie van God lewe. Dis ons strewe. En heiligmaking is daardie daaglikse bekering, waar die kind van God nou volhardend leef. Die stryd in hierdie wêreld, stryd teen die sonde, ten bloede toe. Loop die wedloop, streef na die volmaaktheid, asof dit in hierdie lewe reeds haalbaar is, hoewel dit nie is nie. Niemand kan in hierdie lewe die volmaaktheid bereik nie, maar ons gryp daarna, ons trek ons daarna uit, ons streef daarna om so naby as moontlik daaraan te kom. Aan die einde van die pad kan die kind van God dankbaar sê, 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Daardie wonderlike oomblik, 'n oomblik waarby elkeen van ons wat hier vanoggend die woord van die Here hoor en dit volkome aanvaar as die ware onfeilbare woord van God, op daardie oomblik sal ons die heerlikheid van dit wat hier beskryf word sien en ervaar en beleef. Die ewige lewe is 'n gawe uit God se hand vir elkeen van sy kinders. Want die Here Jesus het ons gesê in Johannes 6:37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. In vers 47 Johannes 6 sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Dis absoluut wonderlik nie waar. Hiernamaals, die hemelse heerlikheid, die ewige lewe is God se einddoel met elkeen van sy kinders. God stap hierdie pad van verlossing met ons. Hy is, soos ons vanoggend gehoor het, die begin en die einde, die Alfa, die Omega, die eerste, die laaste, wat is, wat was, wat kom. Hy is die Almagtige. Hy is die drie-enige God, wat die goeie in sy kinders se lewe begin en dit eind uitvoer tot volmaaktheid. Dis die wonderlike troos vir elkeen wat glo. Vir elkeen wat opreg glo, met volle vertroue glo in die drie-enige God. En dis die boodskap van troos. Die boodskap van troos by ons eie sterfbed of by die sterfbed van 'n geliefde. En daardie laaste oomblikke is dit die gelowiges se enigste hoop en troos, dat hy hierdie wêreld gaan verlaat, dat hy op die drempel staan om die ewige hiernamaals hemelse heerlikheid te betree. Die heerlikheid wat God self vir sy kinders berei. Is dit nie 'n wonderlike troos nie?
Besondere troos om te kan en mag weet, ek, kind van God, is onkeerbaar op pad na die ewige lewe. Na die hiernamaals, die verheerliking, want dit is God se einddoel met my. En dit bring ons by die vraag, 'n vraag waaroor almal van ons sekerlik al een of ander tyd in ons lewe geworstel het, oor gewonder het. En dit is, kan ek sekerheid hê? Kan ek sekerheid van saligheid hê, sekerheid van verlossing, die sekerheid dat dit wat hier staan, dit wat ons hier lees, dit wat hier beskryf word, dat ek dit eendag so sal ervaar en daarin sal deel. Kan 'n mens hierdie sekerheid hê, of moet jy maar wag tot aan die einde om dan te hoor, ja of nee? En as ons sekerheid kan hê, is die vraag, hoe? Hoe weet ek dit? In 1 Johannes 5 vers 11 tot 13 lees ons, en dis die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy Seun. Hy wat die Seun het die ewige lewe. Hy wat die Seun van God nie het nie die ewige lewe nie. En dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Sien, die Here begeer dat ons sal weet, dat ons sal sekerheid hê, dat ons nie maar net sal wonder nie, maar sal weet. En hoe weet ek? Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ook Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom altyd hou en hy met my. Sien, wanneer God se uitverkore kind roep, dan kan daardie mens die roepstem van God nie weerstaan nie. Dis onmoontlik. Geen mens kan onaangeraak bly wanneer God roep nie. 'n Mens weet dit. 'n Mens weet wanneer God met jou besig is, wanneer hy met jou werk. Jy weet wanneer hy besig is om aan die deur van jou hart te klop. En die wonder hiervan is, dis onmoontlik vir 'n kind van God om nie daardie deur oop te maak nie. Jy sal die deur oopmaak. Want die hart is mos reeds deur God nuut gemaak. Die Heidelbergse Katekismes sê dit so mooi, dit staan daar dat die hart vermurwe is. Dit beteken so sag soos murg. Jesegiel 36, die hart van klip is uitgeruk, en hart van vlees vermurwe is in die plek daarvan. Geen mens kan dit verklaar nie. 'n Mens moet dit maar net in die geloof aanvaar en nie daaroor twyfel. Want twyfel is niks anders nie as klein en eintlik ongeloof. Moenie twyfel nie. En prakties beteken dit. Wat maak dat daar berou oor sonde in 'n mens se hart kom? Wat maak dat twee mense dieselfde ding wat verkeerd is doen? Die een het berou, die ander een nie. Wat maak dat 'n mens skuldig voel oor 'n daad of 'n woord of 'n gedagte of 'n verkeerde gesindheid of optrede? Wat maak dat 'n mens 'n begeerte het om die Here te dien? Wat maak dat 'n mens die begeerte het en dit nie uit plig nie, maar die wil om hier na die erediens te kom?
om Bybelstudie te doen, om Bybel te lees, om te bid. Nie omdat jy moet nie uit plig nie, maar omdat jy wil. Waar kom dit vandaan? Daar is slegs maar een antwoord moontlik, en dis die werking van die Heilige Gees in jou hart. En wanneer hierdie saak vir 'n mens werklike saak van erns is, dan het jy sekerheid van saligheid. Hoe die Here gesê in 1 Johannes 5, hy wat die Seun het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie die lewe nie. Wat behels die verheerliking dan alles? Ons weet reeds dat die gelowige, die kind van God, die ewige lewe het, en dat hy of sy deel sal hê daarin. Maar hoe sal dit wees? Daaroor het ons sekerlik ook al gewonder. Hoe gaan dit wees? Natuurlik het ons hierop nie volkome antwoorde nie. Maar ons weet, die Bybel leer dit vir ons, dat daar geen ongeregtigheid, geen sonde of enige van die bose dinge van hierdie stikkende wêreld sal wees nie. Geen hartseer, geen pyn, geen lyding. Dis 'n lewe in volmaakte, volkome teenwoordigheid van die almagtige God, waar sy lof en sy heerlikheid en sy eer besing sal word, tot in alle ewigheid. Dis 'n lewe van oorvloed. Dis waarvan Openbaring 22 praat, die rivier van lewe wat van die troon van God uitstroom, die boom van die lewe wat immergroen is, waarvan die blare nooit verwelk of afval nie, en vrugte gee elke maand van die jaar. Waarlik die boom van lewe. En nou, terwyl ons nog hier in hierdie bedeling is, hier op aarde, het ons reeds die ewige lewe. Dis die wonder. Die Here Jesus het gesê, Johannes 6 vers 47, voorwaar ek sê vir jou, elkeen wat glo, het die ewige lewe. Nie sal dit eendag dalk miskien kry nie, maar hy het dit. Nou reeds. Dit beteken egter nie dat ons geen pyn en geen lyding en geen swaarkry en geen hartseer in hierdie wêreld sal beleef nie. Inteendeel. Die Here Jesus het gesê, Markus 8 vers 34, wie agter my wil aankom, moet homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Duisende mense het reeds deur die eeue gesterf. Duisende Christene het al wreed gesterf, vandag steeds gesterf terwille van hulle geloof. Hulle is gemartel, gepynig, verbrand, deur wilde diere verskeur. Maar hulle het geweet, en dit was hulle troos, dat agter hierdie pyn en lyding wat maar 'n baie kort tydjie duur, maar na hierdie pyn en lyding is die ewige heerlikheid waar geen pyn, geen lyding meer sal wees nie, maar ewige salige rus en vrede. As kinders van God het ons die sekerheid van saligheid, die sekerheid dat ons as pelgrims in hierdie lewe op pad is na ewige eindbestemming. Ons is omkeerbaar op pad na die ewige lewe. Dis God se einddoel vir elkeen van sy kinders. Maar ons moet egter besef, ons is nog nie daar nie. Ons moet die pad einduit loop met volharding. Ons moet meer en meer daarna streef om gehoorsaam en heilig te lewe. Om die gebooie van God te bewaar. Die Here eis dit van ons. Weet jy wat is mooi? Dat die Here nie iets van ons eis wat hy nie ook reeds vir ons gegee het nie. Die groot kerkvader Augustinus het dit so mooi gebid. Hy het gesê, Here, gee aan my wat u eis en eis dan wat u wil. Hoor jy dit?
Gee aan my alles wat U eis, en eis dan wat U wil. Die Here Jesus Christus het reeds volmaak gehoorsaam in ons plek gelewe, gesterf, die straf ons sonde gedra, hy het die ewige lewe vir ons werklikheid gemaak. Ons word geroep om in dankbaarheid te lewe volgens sy wil. Hy het aan ons sy woord gegee, as die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet, Psalm 119, sodat ons deur hierdie wêreld, hierdie pelgrimstog kan loop met volharding. Ons word opgeroep om in dankbaarheid so te leef. En weet jy wat's meer? Hy sê in Johannes 14 vers 6, die Here Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. Kom dus geliefdes, mede-pelgrims, kom ons lewe elke dag met hierdie wete, ek is onkeerbaar op pad na die ewige heerlikheid en hiernamaals. Dit is God se einddoel met my. En hy is besig om my te vorm, hy is besig om my gereed te maak om daar te kom. Kom ons volhard op die weg. Kom ons lewe gehoorsaam en getrou in die woord van die Here. Kom ons lewe so dat ons hom alleen loof. Elke oomblik van elke dag tot in alle ewigheid. Kom ons lewe so dat hierdie heerlikheid reeds in ons lewens sigbaar kan wees. Dat dit hoorbaar sal wees. Oral en altyd. Maar kom ons weet dit. Kom ons bely dit. En ons glo dit met ons hele hart. Ek is onkeerbaar op pad na die ewige lewe. God se einddoel vir my, sy kind. Amen. Kom ons bid saam. Ewige almagtige drie-enige God, Hemelse Vader, Here, baie dankie vir hierdie besondere voorreg dat ons vanoggend hier kon saam wees. Vir die voorreg om vanuit U woord te hoor, die beloftes wat U gee, wat vas en seker staan, dat elkeen van U kinders die sekerheid kan hê van die ewige lewe. Dat ons nou reeds daardie lewe het, maar steeds op pad is na die volmaaktheid daarvan. Maar dankie dat ons, terwyl ons hier in hierdie wêreld is, dat ons steeds kan weet dat U elke tree van hierdie pad saam met ons stap. Dat U ons styf vashou. U ons lei, seën, behoed en bewaar. Ons dankie vir die sekerheid wat ons het deur die Here Jesus Christus, sy soenvrees daar aan die kruis, die sekerheid van die ewige lewe. Ons bid dat U met ons sal wees in alles. U ken elkeen se behoefte, U ken ons harte, U weet waarmee ons worstel, U ken die vrae wat in ons gemoed leef. U weet van elke stukkie hartseer en droefheid, pyn, lyding, swaar kry, siekte. U weet van moedeloosheid. U weet ook van elke stukkie verlore hoop. U ken elke angstige hart, wat vrees, wat bekommerd is. Maar dankie dat ons met vrymoedigheid nie kan kom en kan smeek en vra dat U in die groot genade elkeen sal bystaan en help. Dat U self sal genees, sal vertroos, sal versterk en sal bemoedig.
dat U hoop sal gee, die ewige hoop wat ons het in Christus Jesus, ons Here. Dat ons die stryd sal stry met volharding, dat ons aan die einde van ons lewe kan kom en sê, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Seën ons in alles wat ons doen, elke dag, elkeen van ons se dagtaak, in hierdie week wat voorlê, ook as gemeente. Wil U die AP Kerk Oudtshoorn in die holte van die hand styf vashou. Wil U vir ons seën en bewaar, dat ook hierdie gemeente, hierdie kerk, 'n baken van lig en hoop sal wees in hierdie gemeenskap, waar alles hierdie een doel het, en dit is om U te dien en U te verheerlik en die koninkryk te bou. Ons bid dit alles in die naam van ons Heiland en Middelaar, ons Here Jesus Christus alleen. Amen.